Want dit vanoggend sê vir my, hy het 'n bietjie gestres vanoggend. Wat hy nie weet nie is dat dis 'n paar dinge wat ek in Engels moet sê. My Engels is nog nie van die beste so dit kry nie. Ek praat nie Engels in selfverdediging. Maar as ek dan voor my sê, jy verstaan nie, ek het dan iets wat so van wat beter verstaan. Maar ja, ek wil volgens die Here praat oor geloof. Dis iets wat in vandag se lewe elke nie meer woord nie. Geloof. En Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, geloof is iets wat ons hoop. Dit is altyd, weet ek het so prestaties gewees in my lewe, en ek wil die Here uit die engel. Wanneer ek moet gebid het wat siek is, wanneer Here moet nou gebeur. Ek het nooit die Here kans gegee dat sy wil moet geskied. Ek wil dit laat gebeur. Want jy weet, daar is vir my hande is gesalf en olie, en ek het gedink, ek het sy werk vir die plek. En die Here het my baie vinnig aarde toe gebring, ek het gesê, ek gaan nie oor jou heen nie, ek gaan nie oor jou nie, ek gaan oor my. Maar die woord van die Here sê, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Maar die eer kom alleen aan my toe. Daarom wil ek vanoggend die Here nog verprys. Nou kom die moeilike gedeelte. Nou in Engels sê, op vers 2 van Hebreërs 11 sê, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang deur geloof. Hulle getuienis ontvang. Nou kom die Engelse deel. Nou sê hy, now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Faith is a confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Die ander vertaling van die Engels sê, now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by the elders obtained a good testimony. Toe my broers en susters geloof, is volgens wat ek so lees, is iets wat ons hoop, iets waar ons uitsien. My suster het seer gehad vir hoeveel maande, en sy het pyn gehad, en sy het van gevra, en sy het gesê, dit is seer, maar sy het gebly glo, dat die Here haar gaan gesond maak. Sy het nie geweet wat 'n dag nie, sy het nie geweet wat 'n uur nie, sy het bly hoop. Weet, ek sit met 'n vriend wat kanker het, en het gaan moeilik met hom. Jy weet, hy kanker is net so, hier onder die arm. Hy kan nie leef op sy sye nie, hy moet op sy rug slaan. Nou vraag ek vir hom, Kerry, hoe gaan dit? Oom, dit gaan goed. Party dan hoor ek niks van hom nie. Alle dae sal hy my so in bloute en kontak en sê, oom, die Here was weer goed vir my vandag. Amen. Ten spyte van wat sy omstandighede is, ten spyte wat hy die uiterlike wat wys, dat ek is siek, kom hy nog steeds en sê, ek glo dat die Here sal uitkom vir my. Amen. Amen. En ons moet nie opkom vir hom te bid nie. Nou wat beteken geloof vir my en jou in die praktyk? Nou, ek staan, toe kyk ek daar 'n bietjie, ek hou daarvan om de video's te kyk van God Generals. Met al die ou manne wat gepreek het en dit. En die ou John Gregory, hy kom en hy quoteer vir R.P. Kendall, ek moet bespreek daar. Hy sê, faith is always faith in the face of the facts. Faith is always faith in the face of the facts. Maar kom my, nou sê vir my, kom ons vat facts. Hy sê, 'n 100-jarige man en 'n 99-jarige vrou, dis nie voorstel kinders te hê. Jy weet van wie ek praat vanoggend.
van Abraham. Volgens die biologie, volgens die wereldse oortuigings en goedes, was hulle nie voorstel om 'n kind te hê nie, hulle leeftijd is verby. Ek moet van dit ook vandag met 'n kind moet hê. As dat hy help daar by soort en ek weet wat ek moet maak met dit. Want jy sien, ek vat my kleinkinders en ek het hulle lief en ek betroos hulle en ek speel met hulle. Maar as hy begin moeilik en wat maak hy? Paal. Ek slaap, ek staan in kant. Ek is nog verby. Maar as dit met hom gebeur by ek vir wie gaan ek hom gee as ek nie meer wil speel met hom nie? Dan sal ek maar moet sit. Maar Abraham, God het vir hom gesê, jy gaan die vader van baie nasies wees. En toe God kom en hy sê vir hulle, dat Sarah gaan oor 'n jaar 'n kind kry, wat maak sy? Sy lag. Ja, jy verstaan nie mooi. Met biologiese klok het lang kan breek, dat kan nie wees nie. Maar wat maak God? Hulle het 'n kind. Dan kom hy met Moses en sê, feite beteken, God sal 'n jong Hebreër man vat, vol idealisme, vol planne, hoe om hierdie Israeliete in die land Canaan toe te vat. God sal nie iemand gebruik wat nog nie 40 dae deur die woestyn gaan nie. Hy wil 'n jong man gebruik, om hy sal weet volgens wat die wêreld dink feite. Maar wat maak God? Hy vat van Moses. Moses die Here kan nie praat nie, Jakob. Ja, ek weet nie vir wie. Wie seker het my gestuur? Hy stadium was hy in die woestyn, hy het nie nou kontak met die Here gehad en dit nie, hy staan daar so. En die Here sê vir hom, lei my volk. Ga weg. Feite sê nee, so. Gaan nie werk nie. Joshua, die mure van Jericho, die feite, die versterkte stad, hulle het hom gebou om te hou. En nie kom die Here en hy sê vir Joshua en sy volk, stap 7 dae, net die trompete blaas. Julle praat niks meer, sê niks nie, julle loop nie. Wat gebeur die 7de dag? Trompete blaas, en Joshua kom en hy sê vir die volk, hê verloflied op. En hy versterk die mure vir krabbel. En ook dink aan jou huis en die so hard van. En op 'n dag, die een op die opstand die sien, nee, alles. Hy mooi huis is op die grond. En dan kan ek lees van Jericho. Hulle het teruggegaan na planne toe en kyk waar het ons ten minste mense gebly, waar het ons, hulle die feite spreek, dit moes nie gebeur nie. Die muur is versterk, want ek ken nie 'n God wat ek en jy opbid nie. Amen. 'n God wat self mure kan laat verbreek. David hier Goliat, dis 'n goeie voorbeeld. Die kom David, hy sê vir Saul, ek sal keer aan my geveg. Saul sê, jy verstaan nie moeilik nie. Daar was nog groter as ek. En hulle sê, Saul was 'n man kophoogte nog meer as 'n normale manskappe. En Goliat was nog 'n paar van verhoor as hy. En die kom David en hy sê, ek sal gaan. En hy dink dat Goliat daar gestaan is, en die kind word maar nie kom aangeloop. Hy het nie 'n swaard, hy het nie 'n skild waarmee hom gaan verdedig. Hy het nie 'n helm op nie. Hy het niks, jy kom met 'n swanderveld. Dan kom hierdie John Gregory en hy som met so. Hier kom hierdie piepskoei. En hy wat hier so kwaad van. Feite, wat sê, dit kan nie werk nie. Dit kan nie werk nie. Wat maak God? Hy sê dit lukt nie. Strijd vol. Daar weer hy grote man. Plat geleid met die aarde en sterk. Dis die God wat ek in jou sê. Dis die hoop wat ons het. Nou wil ek net ook so'n bietjie, ek wil nie kyk hoe ons nie. Gideon met 300 man. Nog 'n geval. Hoe groet die Here hom? Wees 'n groet dapper held. Maar weer hy dapper held het in die tyd van moeilike tye het hy gestaan. Hy het besig om te probeer kos produseer. Dit wat dan vir die meer daar is. En die Here kom, die Here sê vir hom, wees gegroet dapper held.
Ja, jy ken my nie lekker. Ek is swak. My stam is swak, is die swakste in die hele Israel stam. Waar kan jy nou kom vir my? Dit is dapper help. En die Here sê vir jou kan ek gebruik om die media nie te vernietig. Amen. Here, jy verstaan nie hoe. Ons die media nie is die heersers van hierdie wêreld. Hulle kom en hulle vat alles koning en alles. Hoe gaan ons? Ons gaan gebruik 3 jaar lang. Om duisende te verslaan. Amen. Volgende Petrus, visser. 'n man wat hy weer het, baie erger as wat ek gehad het. Hy het nie gesit op nie, hy het sommer die Here aangevat, die Here vir hom sê, ek gaan moet lei, en ek gaan moet sterf, sê die Here, solang ek hier sal dit nie gebeur. Ek sal die beskerm. En nadat Petrus vir Jesus verloor het, kom Jesus en sê, Petrus, hoe lief is jy vir my? Nie Petrus, die my verloor. Nie Petrus, want bly weg die wereld. Dis hoe ons vandag is. Ander het met ook net aangekom op dit. Hoe skei kom my, ek wil nie met hom praat. As hy voor in die kerk sit, dan sit ek agter, want ek wil nie met hom praat. Net hy kleinlijke. Maar die Here kom en sê Petrus, op hierdie rolstoel het my verloor. Ons allemaal ken die getuienis van Petrus. Ons allemaal weet hoe die Here om te bereid. Facts versus fact. As daar ons aanhou ons Saulus. Die daarom een geleerde was geweest, hy was een fariseer. Hy geleerd in die skrifte en alles. Maar wat maak hy? Hy vervolg Jesus Christus. Hy vervolg sy volk. Hy het Stefanus steen, hy was daar teenwoordig. En terwyl hy nog gaan om nog te gaan doen, wat maak die Here? Hy slaan hom met blindheid. Hy vraag die Here, of hy vraag, wie is u? En sê, ek is hier in die vervolg. En hy sê vir hy, alle vriend van hom, ek gaan julle wys hoeveel gaan die man ry van my. God gebruik mense, sy geloof, en ons lewens te bewerkstellig. Daar het al getuienis volgens gekom. Dit het ons gestig, dit het ons die hoop gegee, ons bid nie 'n dooie God nie. Amen. Amen. Ons doen daarom so jullie in die huis te doen. Ek het eindelijk in plaats gesit om te probeer gouwer maak. Dan kom jy Psalm 23, Psalm van Dawid. In die tye waarin ons lewe, ekonomiese probleme, tye waar die geld nog maar kom Dawid en sê, die Here is my herder, niks van my ontbreek. Verloor. Hy glo ten spyte. Hoeveel keer moes hy vir Saul weggekry met die spelonke. Hoeveel keer hy daar by die alle vreemde land gegaan en daar gaan probeer werk en veg en dit het ook nie gewerk nie. Maar kom hy sê, laat my neer lê in groen weivelde. Nou waters waar is lê hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lê my die spore van geregtigheid om sy naam ontbouw. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie. Weet julle, weet ek kind van die Here kan so sê. Weet jy wat geanker is in Jesus? Wanneer hy aan 'n sterfbed lê. Dus die Here gaan nie deur die dal van doodskade nie. Sal nie onheil vrees. Weet jy nou kom? Dat ek weet waar ek met bestemming. Ek weet waar ek toe gaan. Ek hoef nie te twyfel nie. Ek hoef nie te wonder nie. Want as jy twyfel en wonder, dan moet jy weer teruggaan. En dan wys jy Johan toe, om Jesus Christus weer te gaan soek. En kom hy sê, bereid die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie my beker loop toon. Want ek hier weer Engelse tekstvers gedruk, wat het so mooi beklemd toe, hy sê, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Om vir my enemies, my vyand te wys, wat 'n groot God ek kan bid. Die berge tafel van vreeslikheid. Hy sê, dit is joune, ons sit aan, kom hier. Ek gaan nou weer die predikers van Halmond nou neer, eendag
Het heeft doorgebring en het de tafel laten gezet met stoelen en alles. En die stoelen daar zo. Nou, al die andere stoelen, tafels, merk, angstigheid, ziekte, geldproblemen en zo gaan hij aan. En hij zegt, you prepare a table before we the presence of our enemies. David het baie vijanden gehad. Mensen wat er weer van gehouden. En God, en hij komt en sê, U het die tafel voor my bereid. Net goed en dit guns sal my vol, al die dae van my lewe. Ek sal in die huis van die Here bly en wenke van dae. Maar kom ek by die tweede gedeelte van Dawid. 1 Samuel 30 vers 6 en 8. Jy kan die hele Samuel gaan lees. Dawid en sy manskappe kom terug van daai ander land af. En toe hy by Siklag kom, sien hulle maar die stad is in rook, vlamme. Geen mens, die diere, allemaal is dood. En Dawid se man is ontstem, want hulle kinders, seuns en dogters, hulle vaders en moeders, allemaal is ontvoer, weggevat. En hulle sê, Dawid, as dit nie vir jou was, as ons hier gebly het, sou dit nie gebeur het nie. Wat maak Dawid? Probeer hy weer vlug? Probeer hy weer die pad vat en kyk waarheen kan hy gaan? Nee. Hy sê, en Dawid in vers 6, en Dawid het baie benoud gehad, want die manskappe het gepraat om hom te stenig. Toe hulle was kwaad kom, hulle was moeg, hulle was dit. Want die siel van al die manskappe was verbitter oor wat gebeur het. Elkeen oor sy seuns en sy dogters. Maar Dawid het hom versterk in die Here sy God. Amen. En die weggevlug. En dus het neergegaan. Ek sê, Here, wat nou? En Dawid sê vir Abjatar, die priester van die seun van Ahimelech, bring toch die skouwe kleed vir my hier. Daarop het Abjatar die skouwe kleed na Dawid gebring. En Dawid het met die Here geraadpleeg en gesê, sal ek hierdie bende agterna jaag? Sal ek dit inhaal? En hy sê vir hom agtervolg, want jy sal sekerlik inhaal en sekerlik uitroei. Ja. Dawid het nie dit gegaan in woede uit, en gestorm, en gesê, ek sal hulle wys wie ek is nie. En God se wil van so iets. Amen. Ten spyte van die benoudhede, ten spyte van dat die manskap ondersteun, dat hy op een kant gaan en sê, ja, ek is nie. En broers en susters, geloof aan die vaste vertrou op die Here waarop die sê. Geloof in vandag se tyd dat mense eintlik nie meer luister nie. Want jy vra wat glo jy? Dan vra my mense wat moet ek glo? Kom ons by Jesegiel 37 vers 1 tot 14. Jy kan hom gaan lees. Ek het net 'n paar teksverse gevat. In vers 1 sê die hand van die Here was op my. En het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene. En het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, daar was baie dor. Toe sê hy vir my, mense kan hierdie bene lewendig word. En ek antwoord, Here, U weet dit. U weet dit. Maar nou maar vanoggend, die feite sê die bene is baie dor. As ons gaan kyk na die wêreld, die biologie en allerlei sciences en goedes, hulle sal nou gaan en sê, hierdie bene is baie waardevol. Asseblief, moenie in hierdie omgewing kom nie, staan weg. Dan gaan daar kwassies kom en dan gaan allerlei dingetjies afvee en dan gaan dit in die museum sit. Soveel duisend jaar terug het hierdie mense gelewe. Maar nie God. Hy kom en vra, kan ek weer lewendig word? Kan ek weer lewendig word? Is daar hoop vir Oranje in vandag se tyd? Maar wat sê die feite? Ons gaan kyk na bestuursdaad, ons gaan kyk na rangwys, ons gaan kyk na rangwys. Nee, wat allemaal is korrup en allemaal praat net negatief van alles. Maar wat sê God?
was oop. Maar my broers en susters, allemaal vandag vanoggend, en ek praat nie van hierdie gemeente, ek praat van die kerk as geheel. En ek wil vandag sê, die kerk is die hartjie van Dorpbeere geword. Wonderwerke gebeur nie. Ons laat nie meer toe dat die Gees van God vrylik in ons gemeentes beweeg nie. Ons wil kyk, daai horlosie daar, ek onthou daar toe by Maranatha was, van een broer my gewys het. Ek reken het, so 5:12 of 5:30. Maar dit gebeur nie meer nie. Tyd het 'n faktor geword in mense se lewe. Hulle wil die diens oor en verby, ek wil huis toe gaan, ek wil gaan slaap, want ek gaan 'n volgende verskoning hê. Ek het volgende keer so half 2 gaan slaap, nadat ek weer hierdie gemaak. Tyd is so vanaf verbygestap, ek het nie eens besef nie. So ek al het neersit, nog is hier so 11, 12, so kan ek dus toe kyk, dis nie. Iemand het daar fout gegaan, man. Iemand het tyd gevlieg en weet nie. So ek het volgende verskoning. As ons gou die diens kan verbygaan, kan ek gaan eet en ek kan weer gaan slaap. Maar waar pas die Here dan in die prediking? Waar pas die Here in die prediking van vanoggend? En ek kom nie vanoggend en ek gee hom nie belang, of vir ander in die belang, of vir die orkes, of vir wie, of vir die kerkleiers in die belang. Ek vra vanoggend, ons moet net vanoggend 'n bietjie ons hande in die boesem kan druk. Ek vra die Here, U vra 10 van die tyd. Hoeveel gee ek? Hoeveel tyd gee ons vir die Here in ons dienste? In die ander kerk en ander gemeentes. As baie plekke is persoon oor die helfte gaan, as hulle van stop, is klaar, die diens is verby. Jy gaan nie verder gaan nie. As baie pastore wat gesê het in gemeentes in Bloemfontein, dis hulle vir deels gesade. Eerste plek sang en preek julle nie oor die bloed van Jesus Christus nie. Julle praat en doen niks oor die Heilige Gees en geen bediening nie. Dit is nie wat jy doen dit nie hier. Dis 'n dal van doodbene. God soek 'n plek. Daarom kom hy na die see gaan toe. En hy vra hy, kan hierdie bene lewendig word? En die see gesê hierdie bene. Nou wat ons het nou volgende gesê die bad van Bethesda. En hy het gou dat die see hier toe gaan. 37. En dan het ek gelees waar die Here kom en sê, daarop sê die Here, daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. Nie van hierdie elder nie van Brian nie van hom Frans nie van Christus nie, hoor die woord van die Here. Vanoggend, dis wat ons nou moet luister. Hy sê, kyk, ek bring Gees in julle, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en ver oor julle trek en Gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet, dat ek die Here is. Dit is 'n daad van geloof. Dit is 'n daad van geloof. Voordat ek verder gaan, dan gaan ek weer een ou se naam probeer uitspreek, wat ek sukkel mee. Robert Schumbach. Weet nie wat hy gespreek het. Maar hy, in sy kerk in Amerika, het hy Bybelstudies. En hy gewoonlik sielewenerskursusse wat hy aanbid en aantal werkerskursusse en dit. En na die tyd toe hy hierdie betrokke persone klaar bedien het en hierdie stappe gegaan het, toe gaan hy en hy sê, ons noem sy naam Johnny. Hy salk sy hande. En hy sê vir Johnny, vat hierdie kan woon, en maak siekes gesond. Trek duivels aan. En Johnny vat het dit. Johnny vat hy kan olie, en hy gaan na die Naarse hospitaal. En hy gaan na 'n saal en hy begin bedien.
saal mense huis toe. Toe gaan hy die volgende vloer die trauma eenheid. En toe hy instap, toe sien hy maar die dokters is besig om met 'n vrou, wat sukkel om haar lewe te red. En die pastoor sê, hy het self weer ervaar, deur getuienisse. En die vrou sterf. Maar Johnny is nie voor toe baas as ek nie. Hy wag. Toe hy die gordijn of die water oor die vrou so optrek, dat ons sê, tyd van sterfte en alles voorbij. Toe van Johnny. En van die kant wil nie, dat moet hy die kant af. Het bestraf u dood. En hy vrou word lewendig. Aan die ander kant van die ongeval en hy is in 'n kar ongeluk. Hy baas hier oor ons in gips. En hy roep vir hom en sê, kom asseblief hier bly oor die van jou. Want as die Here 'n dooie mens wat groot gesond lewendig maak, kan hy my ook help. Want hy het gevat vir Johnny. En hy sluit hom toe vir openbare onrus in die hospitaal. En die woensdag aan die kom pastoor Robert. En die vraag van Johnny sê vir wat Johnny? Hy sê Johnny is in die trok. Wat 'n aarde. Hy stuur die man die te gaan bedien, wat het hy gaan maak in die trok van hom. Maar intussen, ek het die video gehad, ek kon graag hier gespeel het. Maar weet jy, ek het myself moet weer gesoek, ek kry hom nergens nie. So iemand maar vanoggend dat die laai op my waarde, wat ek gehoor het by hom. En die regter kom, die landers kom en hy sien hierdie saak van Johnny en hy openbaar hy onrus en hy vra vir die bewaarders en die polisiemanne, hoekom die man al 3 dae in die tronk versoon die tegen aanklag. Gaan haal hom, dat is hoor wat hy te sê. Dus ek hou van John. En hy vra om verskoning. Hy sê, Johnny, ek vra om verskoning. Dit moes nie gebeur het nie. Wat het gebeur? En hy vertel hom. Hy sê vir my vra om verskoning. Namens die staat, jy gaan maar gaan. Hy sê, judge, baie dankie dat ek kan gaan. Maar ek kan oor hier is klaar. Ek het nou die laaste bewaarder tot die heilig vir die Here geneem. Toe sê die judge vir hom, die volgende woorde, Johnny, ek hoop nog so kan oorleef. Jy gaan aan waarmee jy bezig is, maar die kerk het dit versaam. Kan jy die bene weer lewendig word? Bene kan weer lewendig word. Nou kom ons verder. Toe kom in vers 7, toe kom Esegiel, hy sê, toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en soos ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. Die Joodse sê, 'n beroering. Daar was 'n beroering. Dat is echt Esegiel, in vandagse tyd. Want ek al lang al gehardloop en dan het dan ook nie weer gesien. Dat is my melk weggeskrik het. Hy het nog bene wat begin beweeg het. Maar Esegiel het geweet wat het vertel het. En elke keer is hy getuig. En so kom ons aan. In vers 10 sê, en ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe die Gees in hulle gaan kom en hulle lewendig geword en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. So dit was nie 10 beentjies van 10 mense nie. Daar was baie. Toe sê ek my mense, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor, ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Is dit nie wat die kerk van vandag sê nie? As nie meer verwagting nie. As nie meer wonderwerk en die Here werk nie meer. Die Here het ons en dit is nie die waarheid nie. Die God van die Ou Testament, en die God van die Nuwe Testament, en die God van vandag is nog presies dieselfde. Hy doen nog steeds wonderwerke. Al wat ons moet doen, maak op. Verander die houtwerk. En druk hom in 'n wynvat.
En hou hom daar, dat hy net nie, hy eie ek net nie kan beweeg nie. Vir God deur sy gees kan beweeg. En my broers en susters, wat ek vanoggend wil sê is, as God groot leer maak dorpbene laat lewe, maar gaan jy net nie vir hierdie dorpbene van jou lewe maak. Daarom. My sussie het een keer vir my gevra met die eerste loopbladdies wat ek vra sy vir my, en jy kan die inwoners gaan hoor, of wil daar mag optreden. En kyk ek wat, nee. En sy sê, sy wil nie meer een saak hê, maar sy, en dat nie so is, maar dan publieke onderus daar was, jy weet. Maar my broers en susters, ek het al hoeveel keer die domsraad toestemming gevra om nie by hierdie parkeerarea te wil staan, nie op verkeerie te verkondig. En kom ek daar vraag, hoe lyk ek, julle aan die aansoek verwek? Nee, ons is bietjie bezig, kom volgende week. Maar sy maar nog hoop voor. Volgende week kom ek. Hoe lyk ek? Nee, ons sien nou beskikbaar nie, so jy kan jy nie nou sien. En so het ek vir 3-4 maande aangegaan. En die Here maak die pad vir my ook na Harderswart. En gesê, gaan praat met haar. Ek het nou nie daar vir Harders gesê, Harders, ons wil graag weer op dat diens hou. Toe sê die Here seën julle. Amen. Ook waar. 'n man wat weet hoeveel oranje God nodig het. Nou kom ek volgende. Lukas 18 vers 8 sê, en dit het gegaan oor die onregverdige regte, wat in die weduwee nie wou reg geskied nie. Want volgens my hy sê, ek gaan in haar reg wat geskied, voordat sy my klap. Nou kom die Here en sê, dit is die God wat ons al bid, wat aan ons reg sal verskaf. Nou kom hy sê, ek sê vir julle dat hy gou dus God aan hulle reg sal doen. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind? Wat 'n vraag. As Jesus Christus nou kom, sal hy geloof op hierdie aarde vind? Wat nie? Ons kan dit so hier, maar wat van die wêreld die res? Want hoekom? Matteus 13 vers 15, die waarskuwing vat gemaak. As jy van die hart van hierdie volk het stom geword. En met die ore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oë het hulle toegesluit. Hulle wou nie sien of hoor van die Here nie. Sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en hulle kan genees nie. Paulus kom en hy waarsku vir Timoteus in 2 Timoteus 3. Hy sê Timoteus, weet dit, dat daar swaar tye in die laaste tyd kom. Vers 4 sê vir hy is roekeloos verbaan. Meer liefhebbers van God as liefhebbers van God. Mense wat die gedagte van God saligheid het, maar die krag daarvan nie. Dit is waar die toestand waar ons kerk vandag sit. God se krag is beskikbaar. God wil hê ons moet. Hy wil in ons midde beweeg. Maar wat gebeur? Kyk gewoonlik. Ons wil nie wag nie. Ons moet klaar kry. Ek wil nog gaan visvang. Ek kan nie nog nie. Die Here kan net nie vanoggend wil manifesteer in die lewe. Ek kan nie. Jy weet, ek het daarmee eenheid gesê, ek soek 'n vars nuwe getuienis. Want my getuienis is oud geword. Wie sou jou vra? My getuienis wat ek onthou was 'n Brouwers gemeente PPK. Viola Parkie konferensie grond. En so kan ek julle vertel. Maar ons gesien het hoe God werk. Ons was by 'n konferensie gewees die Sondagmiddag, die oggend. Ons met 12 uur moet ons uit die kamp uit wees. Dus sluit ons daarvan. 2 uur die middag daar die diens is op, sonder dat daar 'n woord gebring is.
Die gees van God het oorgeneem. Mense het begin dans, mense het Here geloof, mense het gesond geword. Sonder die hulp van die mens. God het begin werk. Dit kan nie vandag gebeur nie. Miskien moet er volgende bietjie hand in die boesem druk. Vra Here, is dit dalk ek? Weet my eenvoud soos ek nou gesê het, is opgedruk. Ek wil net dinge moet gebeur. God sê wag. Dan sê ek nee Here, kan nie wag. Jy sien, ek het eigenlijk nog in die Franse was ek nog een jong man en die hele mensen zo'n woorden so. Ek het nog een jong man. Maar die hele bespaar van die Jesaja 63. Weet jy wat praat my? Dat hy dag na as in my plaas. Sonder God sê heerlijkheid het nie gebeur. Sonder om te ervaar hoe God werk in die mens. Ek is bang om, ek is nie bang om dood te gaan, dit word nooit. Want ek weet my plek is goed. Maar ek is bang om weer hy heerlijkheid te vervul. Hy bene wat roer, hy senings wat potere, hy ongelooflike dinge wat plaasvind. Mense wat kanker wat in die bed lewe, wat nie kan beweeg nie. Jy gaan kom, pastoor werk. En dat weet my hierdie week, as die pastoor hierdie. Hy sê, hy het soveel dinge gebeur. En soveel goeie dinge gebeur. En ek kan nie op praat oor wat die Here wat doen. En dis wat God van ons verwag. Amen. Hy wil nie. Hy wil werk. Maar hy wil my en jou gebeur. Al wat ons moet doen, van hy eie ek, druk op haar nie aankas. Los om daar, dat dit wat doodgaan. Dat God my sal gebruik. Dat ek gebruikbaar kan word. Want solang ek eie ek het, dan ek God dit keer. Ek wil van God sê so en so. Maar in hierdie woord het ons geleer, God werk op sy manier. En ek wil afsluit. Ek het hier so amper afsluit. Hy sê Openbaring 2 vers 4, in vandag se tyd. Maar hier teen dan, dat die eerste liefde verlaat. As ek vandag vir Christus vraag, die vir Karel ontmoet het, dan word ek blik. Maar jy sien, ek kon nie wat gewerk het. Die dag die hart van die Here gegee, die dag van die salige gevoel weer baie meer. Die blijdskap was groter, blijdskap was meer, want ek weet nie wat het was. Hoeveel vandag vir ons voel op self? En sê ek het nie met die eerste liefde verlaat. Ja. Ek kom in Openbaring 3 vers 1 en sê vir die kerk, die in die naam dat jy is leef. Want hy sê nog toe. Ja. Ons staan in met die dienen. Dit vir my toe. Dit is waarheid gekomen. Ek in die naam moet ek leef. Maar ek is ook al beroem op die pastoorskap. Ek is ook al beroem op die mooiheid, die mooie dinge wat ek doen. Maar God sê vir my, ek het nie daar aan. Dit is mooi, dit is nie wat ek waarde nie. Ek wil hier dit doen vir my. Openbaring 3 vers 15 en 16. Kom praat hy weer in die kerk. Ek ken jou werke. Dat jy nie koud is, dit ook nie warm. Was jy maar toch koud of warm. Maar nou omdat jy rou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my woord spier. En dan denk die kerk van God gaan dit nie bekostig. Jy gaan nie koud word. Jy gaan nie rou word. En dan toe nou, en dis hele maand, die bietjie berede, en die gas diesel, en die skoondochter so trots, sy gaan die eerste gebruik, en sy maak ook ops, maar die diesel, ek weet nie, as die knop op dan met die medaai, maar as het nie mooi gelees, ek weet my nie, en die lees om nie. Die pak jy dan aan neer, die sy gas en die staat op, en sê, nou gaan jy warm water krijg. En die skoondochter het dan so onder hy stort, en sy gaan warm water krijg. Hy sê, en ek word net ek gauw en ek besef, luister, dit is waar. Maar dit is, moes moet wees. Nie koud wees nie.
Ek wil nie nou wees, ons moet baie wees vir God. Ons moet nie bang wees om die evangelie te verkondig nie. Ons moet nie bang wees om hier buite te staan. Pastoor Karel, wie van jou onthou? Ken hom. Ons was nog op die stoep, daar waar die biblioteeksaal was. En toe was hulle, en daai destyds die vaaiie gehad, onthou. En dan kan hy nog die avond gepreek, en hy het gesê, mag die vaaiie brand, en daar was soveel mense. En dood ons het gesê, maande of later, die brand die vaaiie. En toe kom hulle mekaar die af, hy het so gesê, hy kom mense ongestig om dit te gaan doen. Jy sê die woorde. Ja. Die woorde. En broers en susters, kom ons werk vir die Here. Ek wil net een ding afstaan, ek reg afsluit. 2 Konings 13 vers 14 tot 19, wanneer ek dan toe bly. 2 Konings. Vers 14 tot 19. Vers 14 sê, en toe Elisa siek was aan die siekte waarin hy sou sterwe, en Joas, die koning van Israel, afgekom na hom, en oor hom geween en gesê, my vader, waarvan Israel sy rijk is. Daarom sê Elisa vir hom, neem 'n boog en pyle. En hy het hom 'n boog en pyle geneem, en hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand in die boog. En hy het sy hand in die boog gesit, en Elisa het sy hand op die hande van die koning gelegd. Verder sê hy, maak op die venster na die ooste toe. En hy het opgemaak. Elisa sê, skiet, en hy het geskiet. Toe sê hy, 'n pyl van oorwinning van die Here en 'n pyl van oorwinning op Aram. En met die Arameërs volkome verslaan en afveg. Toe kom Elisa en sê vir die koning, neem die pyl. En hy neem, toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond, en hy het 3 maal geslaan en opgehou. En hy sê nie, Elisa het hom gesê hoeveel keer hy moet slaan. Hy sê net hy het geslaan. En hy het 3 keer geslaan. Daarom word die man van God baie kwaad voor. Ek meen hy het gedoen wat hy gesê het. Hy sê jy moet 5 of 6 maal geslaan het. Dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het. Maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Geloof het dan die vaste vertroue op die dinge wat ons geloof aan te soek. Ja, amen. God kom volgend, hy kom sê vir ons as gemeente. Hy wil werk in ons midde. Hy wil ook in midde wees. Hy wil deel wees van die musiekspan. Hy wil deel wees, hy wil, as ons hier omkom, dan moet ons al wees ervaar in die Here wat vir ons. Dis nie geloof dit. Om te kan glo, wanneer bereid die Here agterin staan, om te ervaar. Ek sit een dag, en ek gaan daarmee afsluit. Ek sit een dag, ek het vertel nie maar die andere bus gereid. Dan sit jy maar die hele avond bidpunt in die skool. Ek kom nie terug nie. Ek sit maar daar, dood en met toebroodjies en die koffie, met koeldrank en alles. En daar stadium het ek nog geleerd vir pastoor en ek vat my boek want idealiteit. Niemand wat jou praat nie, jy kan nie. En terwyl ek nog so die onderwerp doen oor die tent van samekoms, ervaar die Here saam met my. As jy ken die woordigheid. En so 'n dosing is wat ek is. Stap ek uit sy teenwoordigheid. Om aan eerbied vir die woord te gaan voer. Want God is nie by my.
stap ek weg. En mag het nooit gebeur dat het met ons gebeur. Die geloof is die vaste vertrouwe. My broers en susters, in die tye wat ons nou moet lewe, moet hierdie kerk, 'n kerk wees wat biddend is. Die ander gesê van die Sjaalgroepe, broer Kobus en Woensdag aan die ding gesê, wat nogal waar is, dat miskien weer woorde klaar. Ons sê, ons bid vir Annelien, ons sê, ons bid vir Bert, ons sê, kom ons gaan bid vir wie ook al. Nou, kan ek myself daar in die voet skiet, of ek al volgend daar in die grond beland en in my geval. Maar bid er werkelijk vir ons. Die woord van die Here sê, dat hy stuur ons, siek is gesond te maak, die duivels uit te dryf, die mense in gevangenisse, die kerk is uit te lei. Dit is ons werk. God wil ons gebruik vir ons, elke Sondag. En hy vra net volgens van jou, dis die Here Jesus. En kom in Jesaja sê, hy vra, wie sal ek stuur? Jesaja sê, hier is die Here. Ek wil ook volgens sê, hier is die Here. Soos ek sê, die woord is oor ek op die speeltjie kan ek nog jong. Maar ek is net bang, ek mis hom. Ek is net bang, dat ek het gesien, ek het gehoor, ek het beleef, ek wil die graag hoor. Die woord van die Here sê dat moet hy lewend kon doen die graag, ek wil het beleef. En wanneer ons het begin doen, môre, volgende Sondag, die tyd is nou, hoe dit sal. Dit was 'n Vader, die woord sê, geloof vertel die vaste vertrouwe, die geloof wat ons op geloof in die sien. Here, maar nog vanoggend, in hierdie gemeente, 'n manifestasie uitroep wat sê, Here, dat U is welkom in hierdie gemeente. U is welkom, Here, om hier te kan wees. En Here, dat ons tyd vir U sal maak. En Here, dat ons sal stil staan as U begin werk. Dat ons nie in die pad kom nie, Here. En Here, mag oorreine mense begin besef dat by charisma bedieninge, dat die Here is daar, is hier. En dat hulle sal kom, en hulle verlossing nie sal kon kry. Ek bid vir elke broer en suster, Here, laat ons soos 'n Dawid, soos Gideon, Here, so kan soos 'n Moses, Here, dat U ons kan gebruik. Dat ons geloof nie 'n dooie werk sal bestaan nie, Here. Dat ons nie kan sê, ek het die geloof in waar is die werk in, maar dat ons geloof sal vrug dra. Dat ons geloof, Here, sal begin groei. Dat ons geloof, Here, sal begin manifesteer. Wanneer ons weet dat U beheer is, Here. Ek dank U vanoggend daarvoor. Seën hierdie gemeente, seën die week waar ons ingaan. En mag ons, Here, 'n rugdraer wees daar buite by ons werke. Mag ons 'n rugdraer wees, Here, daar by waar ons beweeg, met knap soos my broer vanoggend gesê het. En die Here kom gesê en die mense sê, U is lief vir hulle. Here, wat 'n wonderlike verandering. Hy dalk nie daar die resultate gesien nie. Maar U woord sê, U woord sal nooit leeg terugkeer. En mag hierdie gemeente, en die krag, en die heerlikheid, mag 'n beroering kom, Here. Mag hierdie gemeente word, Here, waar die God se gees gelei sal word. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Mag die Here seën.